Nou vanmôre vergeet ek die belangrikste deel van die check om vir u te sê. Ek raak altyd so opgewonde as ek hier staan. Jy moet hier kom staan op 'n Sondag dan besef mense of jy besef alles wat jy voorberei het. Die oomblik raak so groot. Toe vra ek vir Gerard gaan net weer terug na die check toe. Ek wil vir jou ietsie wys van daai hele check, die geheim van hierdie check. Ek het gesê dat die check is die hemelse dis 'n hemelse check. Wanneer dit kom by die kruisiging van die Here Jesus, wanneer dit kom by die dood van die Here Jesus, dis 'n halwe evangelie, né? Jammer ek moet dit nou vir u sê. Om net die kruisiging klem daarop te lê en op die dood van die Here Jesus, dis 'n halwe, selfs om te sê dat hy begrawe is. Dis 'n halwe evangelie. Kyk mooi. Daar is die hele check wat ek vir jou verduidelik het. Dan sê ek vir u, wat gee aan hierdie check geloofwaardigheid? Ek kan so 'n check vir u uitmaak. Ek kan enige bedrag daar gee. As jy by die bank kom, dan is daar 'n paar dinge wat hulle na kyk. Toe ek by Standard Bank was 4 jaar en toe ek my weggehardloop het van my roeping af, toe is ons geleer, jy kyk na die datum van die check, jy kyk na aan wie is hy uitgemaak. As dit 'n kontant check is, wat belangrik is, jy betaal hom nooit uit as daar nie 'n handtekening is nie. Nou hierdie, daar's die kruisiging van die Here Jesus. Hy het gesê dit is volbring, hy's gesterwe. Weet jy wat is die opstanding van die Here Jesus toe hy uit die graf uit opstaan het? Dis die handtekening op daai check. Dis die getekende check. Die lam van God, Jesus Christus, hy het uit die dood uit. Weet jy wat maak hierdie check geloofwaardig? Wat maak die saligheidsplan geloofwaardig? Dat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Ons gaan vanaand stil staan by die kruisiging en ons gaan stil staan by die sterwe van die Here Jesus en selfs dat hy begrawe is. Maar die feit dat hy opgestaan het, gee aan die evangelie geloofwaardigheid. Dit is wonderlik nie. Die chap, ken jy die chap? As jy daai check uitbetaal, dan sê die bank, hy leer jou, sit die chap daarop, dat jy weet hy is uitbetaal. Toe Jesus gesterf het en toe hy begrawe is, het God gewag net vir daai oomblik, dat die graf ongemaklik raak. Paulus praat van hy het geboortepyne gekry. Die graf het geboortepyne. En hy het net gewag vir die oomblik dat hy moes oopgaan. Toe plaas God daai stempel. Hy het opgestaan. Dit gee aan hierdie hemelse check geloofwaardigheid. Dit is wonderlik nie, die opstanding van die Here Jesus. Blaai saam met my en ons is terug by Johannes hoofstuk 19. En ek wil graag kom by ek het vanmôre gestop om vir u te sê, 2 tuine speel geweldige groot rol in die hele heilsgeskiedenis. En ek wil vanaand vir u 'n bietjie feite gee en dan wil ek afsluit met hierdie stelling dat die evangelie het 'n adres. Dit het by 'n adres begin. Die hele evangelieplan van die hemele het by 'n adres begin. Maar ek wil weer hierdie vers vir u lees. U moet rekening hou, veral teenoor die kritisie van vandag, veral die teologie wat inkom vandag, die boodskappe wat inkom. Onthou een ding, ons het nie nodig om bewyse te hê dat die Here Jesus opgestaan het nie, die graf is leeg. Dit was 'n geleende graf, vir 'n paar oomblikke was paar ure was hierdie graf, was hy beset met iemand, maar die bewys dat die graf leeg is, sê dat Jesus het opgestaan. So vandag word daar baie feite gesoek, daar word baie, en ek gaan dit die volgende keer wil ek dit met u behandel. Dat, hoe weet ons, wat sê die Bybel? Ek wil vir u so 'n paar leuns uit die Bybel uit wys wat versprei was rondom die opstanding van die Here Jesus. Maar hoe die Bybel self, onthou as jy 'n antwoord wil hê, dan gaan kyk jy wat sê die Bybel rondom daardie saak. En hoe is die Bybel, hoe het God die woord gebruik om daai leuns wat versprei was rondom die opstanding van die Here Jesus, hoe dit weerlê word deur die woord. Maar ek wil net hierdie vers weer vanaand lees. En dan wil ek by die 2 tuine kom. In Johannes 19 vers 41 en vanmôre het ek dit vir u gewys dat Johannes is die enigste evangelieskrywer wat hierdie teks in sy weergawe het. En kyk nou mooi hoe vol is hierdie vers, hoeveel inligting bevat hierdie vers. En nou praat hy oor Golgotha, hy sê en daar op die plek
waar Jesus gekruisig is, dan sê hy hierdie woorde, is 'n tuin. En in daardie tuin, sê hy, is 'n nuwe graf. Dan is dit asof hy geweet het wat in 2026 gaan gebeur. Die vraag wat gaan ontstaan, is dit so of is dit nie so nie? Toe sê hy hierdie woorde, waar nog nooit iemand in neergelê was nie. So, hoekom sê hy dit? Die Joodse tradisie het ek vir u gewys. Hulle het daarin geglo dat soos wat daardie generasie uitsterf, soos die een maar net by die ander in 'n graf neergelê. Maar Jesus is nie so begrawe nie. Hy is in 'n nuwe graf waar nog niemand in gelê het, is hy begrawe. Baie gebeure as u die Bybel deurblaai. En ek gaan vanaand maar net hier en daar vat. Ek gaan weer die skerm gebruik en ek gaan nou dan moet terugkyk om hierdie waarhede, ek het dit vir u so kort as moontlik opgesom, om vir u te wys hoe belangrik is die twee tuine wat genoem word in die Bybel, en waar alles begin het en waar alles geëindig het. Alles in die Bybel het begin by 'n tuin, en alles wat geëindig het, die hele heilsgeskiedenis, het geëindig in 'n tuin. En die twee tuine waarna ek vanaand gaan verwys is in die tuin van Eden, en jy moet kyk na die bewoording wat ek op die skyf het, in die tuin van Eden, wat het daar gebeur, en dan in die tuin by Golgotha, wat het daar gebeur. So, ek gaan net vir u, ek gaan nie elke keer die skyfie nie, ek wil vir u net, laat dit in die gedagtes vaslaan, en dat u sal besef hoe ek dit gaan doen. So in die tuin van Eden, het die dood en die graf sy mag, sy mandaat gekry. So, dood het begin in die tuin as gevolg van sonde, en die Here God het gesê, as julle gaan eet van hierdie vrug, waarvan ek julle verbied om te eet, dan gaan julle sekerlik dood. Hy het gepraat van geestelike dood, julle gaan hier binnekant dood, maar hy het ook daar vir hulle gesê, dat daar so iets gaan wees, soos dood. So in die tuin van Eden, het dood en graf sy mag en sy mandaat gekry. Hoekom? Omdat, en ek gaan nou elke keer hierdie woorde gebruik, omdat die eerste Adam, en dan verwys ek na Adam en Eva, en ek gaan dan later verwys na die tweede Adam, en dis die Here Jesus, en ek praat nou grafsgewys, ek praat tuinsgewys bedoel ek. Hoekom het dood en graf sy mag in die tuin van Eden gekry? Is omdat die eerste Adam aan die wil van God en die opdrag van God ongehoorsaam was. En Paulus bevestig hierdie waarheid as hy sê in Romeine 5 vers 12, hy sê daarom soos deur een mens sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood, waar dood gekom? Waar het sonde ingekom? Julle mag van hierdie vrug nie eet nie, sê God. Nee, sê Eva vir Adam, en die slang lieg vir Eva, en hy vra hierdie vraag, is dit so? Hy kom met 'n teenvraag, God het gesê, jy mag nie. En Eva, die slang kom by Eva, hy sê, is dit so dat God gesê het? En die oomblik toe hy hierdie vraag vra, toe is Eva onseker, het God het gesê of het God het nie gesê nie? En omdat die eerste Adam ongehoorsaam was aan daardie opdrag, sê Paulus in Romeine 5, daarom soos deur sonde in die wêreld gekom het, deur ongehoorsaamheid, en daardie sonde deurgedring het, en dit het gepaard gegaan, ongehoorsaamheid gaan gepaard met dood. So alles het begin in die tuin van Eden. Nou as ek na hierdie vers kyk, in Johannes 19 vers 41, in die tuin by Golgotha, is die dood en die graf is oorwin. Toe Jesus uit die graf uit opgestaan het, toe ontwapen hy die dood, hy ontwapen die graf, en die laaste Adam triomfeer oor dood en oor graf. Dood, waar is jou angel? Toe Jesus opstaan, toe neem hy die angel uit die dood uit. Daarom hoef die kind van die Here nie te vrees vir die dood nie. Ja, die ongeredde vrees vir dood, want hy weet as hy sy asem uitblaas, wat wag na die dood?
Maar ek wil weer daai prentjie vir jou wys. In die tuin, hoor wat sê Johannes, in die tuin is 'n nuwe graf. En daai nuwe graf het meegebring dat dood en graf oorwin is. Die graf is leeg, die leë graf maak dat dood en graf oorwin is. En dat die laaste Adam, dit is nou Jesus. So ons praat van die eerste Adam, wat Adam en Eva was in die begin van die tuin, en dan die laaste Adam, Jesus, het dan graf en dood oorwin. Is dit nie wonderlik nie? Hoor wat sê hy in Openbaring 1 vers 18. 'n wonderlike belofte, hy sê, ek was dood. Hy sê dit in Openbaring, die laaste boek van die Bybel, sê Jesus, hy praat van homself, hy sê, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Dan sê hy hierdie woorde, amen. Wat beteken amen? Dit sal so wees. Dan sê hy hierdie woorde, ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Dis asof hy hierdie angel, hierdie vrees vir die dood kon wegneem het. In die tuin van Eden het 'n tweede ding gebeur. Het die dood sy grootste oorwinning behaal. Maar dit was ook in 'n tuin waar daardie oorwinning beëindig is. Die tuin in die graf. 'n nuwe graf waarvan Johannes praat. In die tuin het die dood sy angel gekry. Dan praat ons nou van Eden. In die tuin by Golgotha. En in die tuin by Golgotha, daai nuwe tuin waarvan hy praat, die nuwe graf, het Jesus daar die angel vir ewig kom verwyder. Is dit nie wonderlik, vriende? In die eerste tuin, die tuin in Eden, het die mens die sonde gebore. Ongehoorsaamheid. Sonde het in die wêreld gekom wat sonde is. Maar in die tweede tuin is die sonde begrawe. Jesus het opgestaan, hy is die oorwinnaar oor dood en oor hel. Hy het gesê, tetelestai, hy het gesê, dit is volbring. Die prys is betaal. Is dit nie wonderlik nie? In die eerste Adam is uit die tuin in die wildernis verdryf. God het gesê, omdat jy sonde gedoen het, jy ken daai verhaal, die skepingsverhaal, omdat jy ongehoorsaam was aan my stem, toe verdryf God hulle uit die tuin uit. En jy sien, dit was in daardie atmosfeer wat hulle gebly het. Daar was 'n teenwoordigheid van God. Hulle het in die aandwindjie met God gewandel, maar toe die oomblik toe sonde ingekom het, daar skeiding gekom. En God verdryf hulle in die wildernis. Gaan uit. Hy sit engele daar, hy sit wagte daar. Maar kyk wat by die tweede tuin gebeur. Let op hierdie woordjie, uit. En die tweede Adam, Jesus, is van die wildernis, van verlatenheid en van vernedering na die tuin toe. Een is van die tuin af weggestoot en die ander een, Jesus, het na die tuin. Dis net wonderlik, as jy hierdie twee tuine, ek vat maar bolangs vanaand vir u. Gaan sit hierdie twee tuine, die tuin van Eden, gaan lees dit, dan gelees jy hierdie tuin, wat het in hierdie tuin alles gebeur. Jesus begin waar Adam geëindig het. En Jesus eindig waar Adam begin het, in die tuin. So alles begin, die hele huisgeskiedenis begin by 'n tuin, en dit eindig in 'n tuin. Uit die eerste tuin het Adam die dood voortgebring. In die tweede tuin bring Jesus lewe. Ek is die opstanding en ek is die lewe. Geestelike lewe word gebore in 'n tuin wat Jesus vir jou en my aanbied. Die tweede tuin. In die graf in die tuin by Golgotha is die eindresultaat van sonde en die dood wat Adam en Eva in die eerste tuin ingebring het. O, die eindresultaat, daai is 'n bewys, kyk gou mooi. Die graf is leeg. Die eindresultaat. Die duiwel het gedink, hy spreek die laaste woord op Golgotha. Maar die oomblik toe daar die graf oopgaan, toe sidder hy. Toe weet hy, oorwinning is bewerkstellig oor dood en oor hel. In hierdie tuin by Golgotha word die vloek van sonde beëindig.
en bring Jesus die opstanding en die lewe vir jou en my na vore. In die tuin van Getsemane, weer 'n tuin, het Jesus se lyding en smart in alle erns begin. En die tuin by Golgotha het Jesus opgestaan, en van daardie oomblik af lees ons oor sy verheerliking, dit het begin. Hoor wat sê Filippense. Blaai gou saam met my na Filippense, ek wil gou vir julle ietsie wys. As Paulus oor hierdie waarhede praat, hierdie gedeelte raak altyd my hart as ek dit lees. Filippense. Kyk gou wat sê Paulus. Ek praat oor die verheerliking, hoe God sy seun verheerlik. Is hy daar? Paulus sê in Filippense 2. Die boek Filippense handel oor gesindhede. 4 verskillende gesindhede wat ons kry in die boek Filippense. As hy in hoofstuk 2 praat, dan praat hy oor 'n nederige gesindheid. Eintlik gee hy in die boek Filippense 'n viervoudige portret van die Here Jesus, so 'n skildery van die Here Jesus. En hoor nou mooi wat sê hy in hoofstuk 2 van die Here Jesus. In vers 5. Hy sê, want hierdie gesindheid, wat se gesindheid, hierdie nederige gesindheid, want dis waaroor hierdie hoofstuk gaan, moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hoor nou mooi. Kyk nou al hierdie afwaartse stappe. Is jy daar? Hoor hy sê die eerste een, hy sê hy wat in die gestalte van God was. Hy wat in die gestalte van God was, eerste stap, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dis die eerste stap. Hy staan daar op die boonste trap hier. Hy gee een afwaartse stap hier, die tweede stap. Maar het homself leeg gemaak. Hy het homself ontledig. Die derde stap, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Dis die vierde stap. Die vyfde stap. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Sien jy afwaartse stappe? Deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood van die kruis. Hoor nou mooi. Ek praat met jou oor die verheerliking. Daarom, omdat hy hierdie stappe, afwaartse stappe, gehoorsaam was daartoe, sê vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog. Daar die graf oopgegaan het hy hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. Is dit nie wonderlik nie? Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, wat in die hemel en op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong, ek praat met u oor hierdie verheerlikingsstappe, en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. Is dit wonderlik nie? Hom het God verhoog. So in Getsemane was Jesus, het hy lyding geken en smarte, maar in die tuin van Golgotha het hy opgestaan en die verheerliking het daar vir Jesus begin. Hoor wat sê die vers. En daar was op die plek waar Jesus gekruisig is. Ek wil jou 'n tweede ding wys. 'n Tuin. Hy sê iets baie belangrik. En in die tuin 'n nuwe graf. Weet jy wat sê hierdie vers? As jy hierdie vers baie mooi bestudeer, en ek wil hê jy moet dit mooi, ek gaan net hierdie saad vir die saai vanaand nê. Hierdie vers sê dat die kruis en die graf het 'n adres gehad. Die tuin het 'n adres gehad. Hy sê dat die kruis, hy sê, kan ek gou hierdie vers weer vir julle lees, kyk mooi. Hy sê, daar was op die plek waar Jesus gekruisig is. Die kruis het 'n adres gehad, hy sê, was 'n tuin. En in die tuin was daar 'n nuwe graf.
So ek wil vanaand jou bietjie net oor daai woordjie praat. As ek vanaand hierdie punt maak, die tuin het 'n adres gemaak. Al die heilsgebeure het ek nou vir u gesê het begin by 'n tuin en dit het geëindig by 'n tuin. Maar al die heilsgebeure in die Bybel wat genoem word van daardie tuin tot by die tuin van waarvan Johannes praat waar die graf was, het alles ook 'n adres gehad. Ek wil jou 8 adresse net gewys. Ek wil net vir u wys, jy maak 'n studie self daarvan hè. As 'n mens na Nasaret gaan kyk, het Nasaret ook 'n adres gehad. Die heilsgeskiedenis het daar begin by 'n jong meisie met die naam van Maria. En sy het daar gebly in hierdie dorpie van Nasaret. Waar het alles begin? Waar het die heilsgeskiedenis van God begin? Waar dit in werking getree in Nasaret? By adres. Daar waar Maria gebly het in daardie huisie verskyn die engel van die Here aan haar en sê Maria, ek wil graag jou gebruik. Ek wil graag jou liggaam gebruik en ek wil hê dat die Heilige Gees ou babatjie vir jou sal gee en sy naam gaan Jesus wees. Hy gaan die verlosser. Hoor wat sê Matteus 1 vers 21. Jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Ek wil graag net jou liggaam. Ek wil hierdie adres gebruik. Dis waar alles moet begin. Is nie wonderlik nie? En toe gaan daardie adres verder na adres in Bethlehem. Dis waar die seun van God as ou babietjie in hierdie wêreld gekom het. By Bethlehem. En toe gaan dit verder. Ek spring nou 'n paar, ek gaan vir jou nou by die naam noem. En jy sal 'n hele paar adresse rondom die see van Galilea vind. Dis waar Jesus geleef het. Dis waar Jesus gewerk het. Dis waar hy wonders gedoen het. Mense se oë aangeraak het, vir 'n verlamde man gesê jy kan sien. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel adresse is daar net rondom die see van Galilea. En dan spring ek, dan ewe skielik kry ek hierdie adres oorkant by die spruit van Kedron. En daardie adres se naam is Getsemane. En dis waar hy hierdie bitter beker gedrink het. Ek wil vanaand vir u sê, die evangelie van Jesus Christus het ook 'n adres. Van Getsemane het hy verskuif na die hoëpriester, na die paleis van die hoëpriester. Daarvan het hy geskuif na die adres van Pilatus, na Herodes, soos Jesus heen en weer gestuur. Elke plek waar Jesus gekom het, is 'n adres. Hy het voor iemand kom staan, hy het voor iemand se deur kom klop. Maar daar was nie net fisiese adresse gewees, as ek die Bybel so deurblaai, dan vind ek ook adresse by mense, Bybelfigure waarby Jesus gaan stil staan het. Die evangelie van Jesus, hoor wat ek vanaand vir jou wil leer. As jy vanaand hier uitgaan, wil ek hê jy moet dit vir mense vertel dat die evangelie van Jesus het 'n adres, hy soek 'n adres. Adresse waar mense ontmoetings met God gehad het. Ek dink, hier's maar 'n paar. Ek het maar begin by Jakob. In Genesis 28 waar hy begin vlug het vir sy broer. En die Here om daardie nag, terwyl hy weggevlug het, voorgekeer het daar by Bethel. En toe hy sy hoof op daardie klip gaan sit en hy wil aan die slaap raak, droom hy hoe daar 'n leer tussen hom en die hemel, tussen die hemel en die aarde is. En hy sien hoe die engele van God heen en weer op en af klim. En hy beleef 1 Timoteus 1 vers 5, daar is 'n middelaar, een middelaar tussen God en die mens, en dis die mens Jesus. Hy sien hoe Jesus op en af stap. Die hemel en die aarde word verbind met mekaar met 'n leer en deur 'n leer. En hy sê, dis niks anders as die huis van God, die teenwoordigheid. Hy noem dit Bethel. Hy het 'n ontmoeting met God gehad by Bethel. Ontmoetingsplekke is God se adres. Is waar God kom stil staan het. Is waar hy met daardie persone ontmoeting gehad het. Ek het gedink aan Paulus, daar in Handelinge 9. Hy dink hy doen goed. Hy is agter die kinders van die Here aan om hulle dood te maak. Hy het gedink hy doen hulle 'n guns. En ewe skielik toe omstraal 'n lig
vir Saulus op daardie pad, en hy sak op sy knieë. Interessant. Hy vra hierdie vraag: Here, wat wil u hê moet ek vir u doen? En hoe as jy met Saulus van Tarsus praat, dan sal hy vir jou terugneem na daardie pad op die Damaskuspad. En hy sal jou vertel hoe hy op sy knieë, en daardie knieë, daar waar hy sy knieë neergesit het op daai plek, sal hy sê, weet jy wat, dis my adres waar ek ontmoeting met God gehad het. Ken jy so 'n adres? Het jy so 'n adres? Ek dink aan Saggeus in Lukas. Hy was uit nuuskierigheid. Hy was 'n kort van postuur en 'n harte vooruit. Hy wil graag hierdie Jesus sien waaroor almal so opgewonde is, en hy klim in 'n vrye boom. Net om Jesus te sien. Jy moet 'n studie maak in die Bybel om te gaan kyk hoeveel mense uit nuuskierigheid Jesus gevind het. Nuuskierigheid. Jesus kom en hy gaan staan by daai boom stil en hy kyk so op. Hy sê, Saggeus, klim af, want vanaand wil ek in jou huis gaan. Dit het sy adres geword. Saggeus, vertel my jou ontmoeting met die Here. Hy sal vir jou sê, weet jy, ek was in daardie boom gewees, uit nuuskierigheid. Ek wil net hierdie man sien. Ek is 'n tollenaar. Ek steel van mense. Ek steel. Hy kom staan by my stil, en ek het 'n ontmoeting. En hoe weet ek hy het 'n ontmoeting gehad? Hy sê, Here, dit wat ek van mense gevat het, sal ek dubbel soveel teruggee. Hy het blydskap in sy hart ontvang, hy het vrede met God ontvang. Het jy so 'n adres? Adres waar jy weet jy het vrede met God ontvang, gekry. Ek dink aan Petrus en Johannes. Hulle was daar by die see van Galilea. Ek het nou vir julle gesê, Jesus het 'n adres gehad. Daar by die see van Galilea, het baie adresse, maar onder andere, kom staan hy by Petrus en Johannes. En hy sê vir hulle, hy kyk al so in die oë, hy sê, kom agter my aan. Ek sal julle maak vissers van mense, kom agter my aan. Jy praat met Petrus, jy praat met Johannes, jy sê vir hulle, sê vir my, hoekom volg jy Jesus? Hoekom het jy hierdie man gevolg? Hy sal vir jou vertel, daar om die see van Galilea, ek het 'n adres, Jesus het by my kom stilstaan, hy het by my kom stilstaan, by my adres kom stilstaan, en vir my gesê, hy het my by die naam persoonlik geroep, om hom te volg. Dis nie wonderlik, ken jy so 'n adres? Hoor gou mooi, die evangelie van Jesus Christus het 'n adres. En die evangelie van Jesus Christus word na adres toe gestuur, en God stuur sy Heilige Gees na daardie hart, na daardie adres toe, om te klop. Ek kon nie anders as om te dink aan hierdie ou vroukie, van Johannes 8, hulle gooi haar met klippe. Sy is op die daad, is sy in haar sonde betrap. En almal, die kerk, almal oordeel haar. En hoe hulle sleep haar daar na die Here Jesus toe. Hulle bring haar voor die Here Jesus en hulle kla haar aan. Die kerk, almal staan daar, hulle kla. Hoor wat sê Jesus? Ek praat met hierdie vrou, ek sê gou vir my, vertel my van daardie dag. Sy sê, vertel my alles, en hoor wat sê sy? Ek sal daardie dag en daardie plek nooit vergeet. Toe ek die stem van Jesus gehoor het, wat ook hierdie woorde sê, ek veroordeel jou ook nie. Ek, die kerk veroordeel, mense veroordeel, almal wys vingers en sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Die evangelie van Jesus Christus het 'n adres. Mag ek vanaand vir jou hierdie vraag vra? Mag ek hierdie vraag vra? Het u so 'n adres in u lewe? Ek wil vanaand vir u sê, na hierdie Paasnaweek, die Here het iets in my hart kom doen in hierdie Paasnaweek. Ek wil vir u sê, die Here het 'n nuwe las in my hart kom sit vir mense, en ek dink aan hierdie gemeente, en ek het vir die Here gesê, Here, ek wil dit nooit as vanselfsprekend aanvaar, dat elkeen wat voor my sit, dat ek weet, of net sal aanneem, dat hy of sy die Here Jesus ken. Ek wil vanaand vir jou vra, het die evangelie van Jesus Christus, het die opstanding van die Here Jesus in jou hart? Is dit 'n adres wat ek vanaand kan met sekerheid weet?
Die evangelie van Jesus Christus is hier. Hy het gesterwe, hy het opgestaan en hy lewe in my hart. Is jou hart so adres? Daar's 'n tweede vraag wat ek vanaand vir jou vra. Waar is die heel eerste keer wat u kan getuig? Waar? Ek wil vanaand die adres weet. Ek wil vanaand daai plek weet waar u kan getuig, met eerlikheid kan getuig en vanaand vir my sê, Johan, weet jy wat? Dis waar ek onder sonde oortuiging gekom het. Dis waar ek al reeds bewus geraak het van, daar's 'n muur tussen my en die Here. Dat ek bewus geraak het dat ek is verlore. Sien, dit begin by 'n adres. Dit begin iewers in my lewe. As ek vanaand verwys na adres, dan verwys ek daar het iewerste iets in my lewe begin plaasvind, ek het begin agterkom, hier is iets wat begin gebeur hier binnekant. Ken jy so 'n adres? Het jy so 'n adres? Wat sê ek vir jou? Die evangelie van Jesus Christus begin by 'n adres. Dit begin iewerste. Die heilsgeskiedenis het by Nasaret begin en dit het geëindig by 'n graf, by 'n nuwe graf, 'n oop graf. So om hierdie evangelie deel van jou en my te kan deurtrek na ons lewens toe, moet ek vanaand weet daar's 'n adres waar die evangelie al aangeklop het. En dat iemand agter daardie adres gereageer het op die evangelie van Jesus Christus. Ek en jy moet reageer op daardie evangelie stem. Het u in u lewe daardie adres waar u weet dat u het u sonde voor die Here Jesus bely? Nie net aangeneem my sondes is vergewe nie, maar wat u vanaand weet, ek het my sonde voor Jesus Christus bely. En ek het hom aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Weet u van so 'n plek? Ek noem dit vanaand terwille van my boodskap 'n adres, want ek sê vir die tuin is 'n adres. Hoor wat sê die Bybel? En in die tuin is daar 'n nuwe graf. So in daardie tuin, dis die adres. Hy vertel my presies waar die nuwe graf is. Daardie graf het oopgegaan. Daar het nuwe lewe in daardie hart en daardie lewe ingekom. 'n Adres. Weet jy dit? Kan u daardie adres onthou vanaand? Toe u soos Psalm 50 vers 15 die Here aangeroep het in die krisistyd. Here, die woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred en jy moet my eer. Ek het die Here se naam aangeroep. Ek het die naam van die Here aangeroep. Hy het my gehoor. Ek weet waar dit was, waar dit gebeur het en wanneer het hy my geantwoord. 'n Adres. Ek weet dit het in my lewe gebeur. Hy het my uitgered, hy het my gehoor, hy het my verhoor. Hoor wat sê hierdie vers, ek noem hom vir die laaste keer vandag. Johannes sê, en daar was op die plek waar Jesus gekruisig is. Hy praat van die kruis, en hy praat van hierdie tuin, mooi tuin. Die tuin moes vir Johannes beïndruk het. En ewe skielik kyk Johannes so en hy sê, kom ek vertel julle 'n bietjie meer wat in die tuin is. Daar's nie net 'n graf, daar's nie net 'n kruis in die agtergrond nie. Daar is 'n tuin en in hierdie tuin, wil ek vir julle sê, is 'n nuwe graf. En daai graf het, wil ek vanaand vir julle sê, het oopgegaan. Jesus het opgestaan en hy lewe en hy bring lewe vir jou en my. Hy soek 'n adres. Wil jy nie vanaand jou hart opnuut kom oopmaak en sê, Here, as die evangelie boodskap 'n adres soek, dan wil ek net vanaand vir u sê, as dit vir die eerste keer is, hier is ek. As dit miskien by vernuwing is, hier is ek, Here. Ek wil vir u my hart kom oopmaak, sodat ek kan reageer en die evangelie 'n adres in my hart en lewe kan hê. Is nie wonderlik nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil weer eens vandag vir u kom sê, hierdie week het ek al soveel keer gesê,
Dankie vir die kruis. Dankie dat U bereid was om dit vir my te word, sonde te word. Die 5 belangrikste woorde van die hele evangelie is: Jesus het vir my gesterwe. Nie die wêreld nie, vir my, dis persoonlik. Ek eien dit vir myself, dis my sonde. Hy het nie sonde gehad nie. Hy het geleende sonde, in aanhalingstekens, is op hom. Ander se sondes is op hom gelaai. Ek dank U dat U gesterf het. Maar ek wil vanaand vir U kom dankie sê, Here, uit my hart uit, dat die graf U nie kon hou nie. Dat die graf oopgegaan het. En dat U vanaand lewe. En dit is my hartsbegeerte, my hartsgebed, Here, wat Paulus sê in Filippense, hy praat so baie daaroor, dan sê hy hierdie woorde in vers 10, hoofstuk 3 vers 10, sodat ek Jesus kan ken. Hoe kan ken? Nie net as my persoonlike verlosser en saligmaker nie, of dit wat met my op die pad van Damaskus gebeur het nie. Nee, hy sê iets anders. Hy sê, sodat ek hom kan ken. En daar die krag van sy opstanding. Daar die krag wat God sy seun uit die dood uit laat opstaan het, in 'n oomblik. Hy sê, sodat ek hom in daai krag kan ken. Miskien soek jy vanaand 'n adres, waarin U daar die krag wil stuur, Heilige Gees krag in daardie lewe. Here, ek weet nie wat die behoefte is nie. Maar een ding weet ek, U het dit na my hart toe gebring om oor hierdie gedagtes te praat. Dat die evangelie van Jesus vanaand 'n adres soek. Die hele evangelie. As die Hebreërs skrywer daaroor praat, dan sê in hoofstuk 2 vers 3, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid, hy verwys na hierdie evangelie, as 'n groot saligheid. Here, dankie vir so groot saligheid. Ek wil bid dat U die naprediker van die woord sal wees. Dankie nogmaals, dat U vir ons strek met koorde van liefde na U self. Ek wil bid, Heilige Gees van God, in hierdie nag, dat U sal voortgaan met oortuigingskrag. Die evangelie gaan gepaard met oortuigingskrag, sonder oortuiging. Daar die krag. Dis in daar die krag wat die Heilige Gees van God werk. Doen dit. Help ons as gemeente om naby U te lewe, om dit uit te leef, dat die wêreld Jesus in ons kan sien, dat die wêreld kan sien, dis waar, Jesus het opgestaan in daardie lewe, in daardie man se lewe, en in daardie vrou se lewe. U doen dit, Here. Ek bid dit vanaand in Jesus se wonderlike naam, alleen. Amen.